Goeiemôre geliefdes. Kom ons luister saam na die woord van die Here, soos dit kom na ons vanmôre vanuit Lukas 2, vers 1 tot 7. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die daar vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, God se raadsplan rig die geskiedenis met die oog op jou verlossing. En hy doen dit deur te wys dat die evangelie sy plan is. Geliefdes, na 'n lang uitputtende reis kom Josef en Maria uiteindelik in Bethlehem aan. Daar is egter vanuit die teks geen rede om te glo dat hulle met hulle aankoms ongasvry behandel is nie. Hulle neem vesting in Bethlehem in voor die kindjie gebore word. Maar hoe kan dit tog wees? Lukas sê dan duidelik dat die kindjie in die krib neergelê moes word, want daar was geen plek in die herberg nie. Josef kon nie eers behoorlike verblyf bekostig nie. Hulle het verblyf in 'n klein huisie ingeneem, waarskynlik by familie wat nog woonagtig was in die dorp. Dit is mos nie hoe die koning verwelkom moet word nie. 'n Koning kom in glans in die paleis. Lank voor die tyd word daar al fees gevier vir die koms van die koning. En in groot afwagting word daar gewag vir die nuweling om sy verskyning te maak. Gevang deur die sagste en geleerdste hande van die ryk. Hy word in skoon, sagte linne toegedraai en in die wieg geplaas. Dan sal al die hooggeplaastes van die wêreld hulle hulde bring aan hom. Koning Jesus ontvang egter nie sulke verwelkoming nie. God kon in sy voorsienigheid dit so bepaal het. Maar nou sien ons dat almal hom verwerp. Almal verwerp die koning. Vir die koning van die heelal was daar nie plek op aarde nie. En selfs vandag is dit die hartseer van die mensdom. Uit onsself is ons so selfgesentreerd dat ons nie plek vir hom het nie. Hoe vreemd. God het bepaal dat die keiser 'n bevel uitvaardig, sodat Maria op die regte tyd in Bethlehem sal kom en onder Josef se naam ingeteken word, sodat die kindjie in Bethlehem gebore sal word uit die huis van Dawid. Dink julle nie, hy kon ook 'n plekjie in die herberg voorberei het nie? Die enigste rede hiervoor, dat hy in 'n stal gebore word, is dat God dit so beplan het. En hy doen dit met 'n rede. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. Christus verneder homself sodat ons verhoog kan word. Koning Jesus koop vir jou die heerlikheid deur hierdie vernedering. Hy maak vir ons 'n plek in die hemel, al het ons nie plek vir hom gehad nie. Daar lê hy nou in 'n houtkrib. Johannes sê, hy is die brood van die ewige lewe. Daar in Bethlehem, wat vertaal word met huis van brood,
lê daar in die voerbak, die ware brood van die lewe. Hoe wonderlik is dit nie? Hy word toegedraai in doeke, later word hy toegedraai in grafdoeke. Hy lê nou in die houtkrib, later hang hy aan 'n houtkruis. Van die begin tot die einde verneder hy homself vir jou, sodat jy daardeur kan lewe. Dit verander ons lewe, geliefdes. Ek begin nou uit dankbaarheid uit lewe. Ek kyk nie meer neer op nederige take soos om stoele rond te dra of papiere op te tel nie. Ek is nie beter as iemand anders te wat dit doen nie. Ek is nie beter as dit nie. Hy bereid was om vir my in 'n krib te lê. Wie dink ek is ek om nie die klein werkies waarop neergekyk word ook tot sy eer te doen nie. Daarom doen alles tot sy eer, groot en klein. Amen. Kom ons bid saam. U is 'n God van orde en beplanning. Niks gebeur sommer maar net nie. Hier sien ons hoe u selfs oor jare magtige heersers gebruik om u raadsplan uit te voer. Ons wil u prys, ons wil u loof, dat ons kan weet dat niks toevallig gebeur, maar dat u alles ten goeie laat plaasvind, soos u dit beplan het. In Christus naam alleen. Amen.